Previously on Breakfast with Martin Bester. Wake up. We were talking earlier about schools rugby. Unfortunately, not trending for great reasons again this weekend in South Africa, which is a huge pity. One of the teachers from Menlo Park, one of the brawls that went viral this weekend was the game E.G. Jansen against Menlo Park in Pretoria. And one of those teachers on the line, Richard, goeiemôre, hoe gaan dit? Goeiemôre Martin, goed met jou man. Lekker, dankie. Sê gou vir my, jy's 'n onderwyser daar, maar jy was ook by die game gewees op die veld iewers? Ja Martin, ek is 'n Afrikaans onderwyser by die Hoërskool Menlo Park. Ek het ook die voorreg om die kinders op die paviljoene te beheer waar ons liedjies sing en hulle bymekaar te bring. Ek doen dit al 'n hele rukkie. So ek was by die wedstryd wat ek elke naweek maar is, ja. Okay, so you kind of you cheer on the pavilion and you keep the kids all well behaved and stuff, and toe hierdie fight uitbreek, toe is jy seker in die middel daarvan. Okay, so interessant, man, net uit my perspektief, maar wat aanleiding gegee het, almal weet mos maar wat gebeur het. Na die 3 gedruk is deur Menlo Park, is die seuns halflyn toe waar hulle gestaan het, en dan weet hulle natuurlik wat gebeur het daar agter. Toe dit gebeur het, toe sien die paviljoen natuurlik dit, en ek staan voor ons skool met ons kinders, en net links van ons natuurlik sit die kinders van E.G. Jansen en hulle ouers. En toe dit gebeur, toe het van hulle ouers en seuns van die paviljoen afgehardloop. Al wat ek en my mede-kollega en vriend gedoen het, is om ons kinders te keer, en ons skree toe vir al die mense op die paviljoen. Ons skree toe ook vir al die ons kinders bly net daar, wees rustig, dit is al klaar erg. Die ouers van die ander skool het verbygehardloop, ons het hulle probeer keer. Dit was vloekwoorde, dit was 'n geskellery. Ons kon hulle nie terugry nie, en toe hardop daar een ou van agteraf. Hy slat my in sy elmboog, so jy dit duidelik op daai video kan sien, en ek rol. Is jy daai ou? Ek's daai ou. Martin my bra, ek's daai ou. Martin, my bra. So let me see if I get this Hi. right. Someone got you with an elbow from behind. Ja, en ek probeer net almal daar hou. Toe vlieg ek daar op, nê. En toe keer ek in my bra nog steeds die kinders om te loop. Daar het nie een enkele, hoor nou wat ek vanmôre sê, daar het nie een enkele kind of onderwyser van hierdie lieflike, wonderlike skool die Hoërskool Menlo Park van my enige iets gedoen nie. En ek is dankbaar daaroor. Maar hier is ou kan jou nie skelmboog nie. Hier is Liberty ou. Ek kom van die moot af. Dit is 'n Liberty shot. Hey, doen nie dit nie. Nie van agteraf nie. Who does that? Thank Who attacks you. a guy from behind? Met die elmboog Dis nogals. 'n liberty. Ja. Anyway, weet jy, going forward, hoe kan ons hierdie tipe dinge stopsit? Wat is die geval? Vat mense skole rugby te ernstig op? Is daar te veel drank betrokke? Is dit how do we bring the temperature down? Want dit is nie die eerste keer dat dit gebeur het nie. En dit is net vir my ondenkbaar. Richard, dit is my ondenkbaar dat ouers en toeskouers betrokke raak by 'n skoolgame. I mean, that doesn't even really happen at big games. No. At adult games, professional games. What is happening at schools? Kyk, dit is uit die aard van die saak absoluut onaanvaarbaar. Of dit nou die gesprek wat ons gereeld voer oor drank by 'n plek is waar mens nie mag drank inneem nie, of dit die gesprek is wat mens voer van is die mense te ernstig, en ons moet ook onthou nê, hierdie kinders wat rugby speel, is kinders wat rugby speel. Ja. As jy uit die skool uit is en jy's in die universiteit of jy kry 'n kontrak, dan is jy 'n professionele rugby speler. Yes. Maak nie saak in watter liga en watter span jy speel nie. As jy op skool rugby speel, is jy 'n kind wat rugby speel. En ongeag wat die rede is, wat ons gaan doen, dis ook nie noodwendig my plek om daai besluit te neem nie of te weet nie, maar ongeag wat dit is, dit bly onaanvaarbaar, en ons sal daadwerklike poging moet aanwend om dit te staai. Want 'n ou soos ek, en dit gaan nie oor my nie, maar ek is die ou in die video. 'n ou soos ek is uitgelewer. Ek is 'n onderwyser. So iets kan nie met my gebeur nie. Ja. Ja, my vriende in die moot sê hy hou my nie geslaan nie, ek is te sag en ek val, en almal het my video's gestuur van sokkerouens op die weer val. Maar ja, op die einde van die dag, ek is baie trots op my skool. Ek is baie trots op die kinders van my skool, en dit is my voorreg om vanmôre by hierdie plek in te stap. Richard, eerstens, ons is jammer dat dit gebeur het. Ons is jammer dat dit met jou gebeur het. Dit is onsmaaklik. And what I'm questioning is, do adults, when you're next to the field and there are children on the pitch, right? Do you not have that kind of self-awareness? Do you not have the kind of self-awareness that says to you,
I don't want to be the one that needs I don't want my bags checked. That's we are supposed to be there, kind of being the adults in the room, policing over the children, if you will, or managing the children, Being an example. check of die kinders rook of drink. Nie freaking ouers nie. Ek kon ook nie my kind skaam maak nie, nee. Ouens sit voor almal nie. What's happening? Dis nee. It's a school's game. Ja. It's not a rugby World Cup final either. Dankie. And not even there. Ja. Dit gebeur eens daar nie. No, you know what I'm saying? Ek verstaan nie. Maar luister, Richard, dankie dat jy volgens met ons gechat het. Ek is bly ek kon ons opstaan. En ek hoop regtig waar wie ook al hierdie besluit te maak die regte besluite going forward. We're such a proud rugby nation. We are Absolutely. the number 1 rugby nation in the world. Absolutely. And this is should so. not be tolerated. This is giving Absolutely. rugby a bad name. This is making us look sleg. Ja. Richard, baie dankie. Liefde daar vir almal, hoor. Choose better friends, Dankie, man. Richard. Kan ek 'n shout-out doen want ek luister elke dag die morning quiz en ek wil net 'n shout-out doen. Kan ek? Okay. Yes. Okay. My eerste shout-out gaan motor die dood. En my tweede ene is parkies, ek lief vir julle. Cheers, Richard. Bye. Bye. With friends like those. No, thank you. Who needs enemies? Imagine. Listen, my love goes out to both schools this morning because obviously there are more innocent people and more people who probably feel embarrassed about it than there are perpetrators. And it's always just, a couple of oaks Ja. that are the guilty ones and that made it onsmaaklik for everybody. Ja. So ek dink nie enigiemand op hierdie stadium van die geveg moet enige van die skoolkinders laat sleg voel nie. Ek Ek dink hulle stem. voel al klaar genas. So my liefde gaan uit aan beide skole vanoggend. Elke liewe leerling en ouers van albei van daai skole. En kom ons werk saam om oplossing te vind. I mean, honestly, something needs to change. Feel Good Mornings start here. Good morning. Bonjour. I'm joking. Sanibonani. Breakfast with Martin Bester on your number 1 feel good station, Jacaranda FM.